Psalm 120 en die tema is gebed om bevryding van leuns en bedrog. 'n Pelgrimslied. In my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Red my uit die mag van leuenaars, Here, uit die mag van bedrieërs. Wat sal God aan jou doen, jou bedrieër? Hoe sal hy teen jou optree? Hy sal jou tref met skerp pyle van 'n krygsman met gloeiende kole. Hoe elendig was dit toe ek 'n vreemdeling in Mesek gewoon het en tussen die inwoners van Kedar gebly het. Toe moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer, maar sodra ek iets gesê het, was hulle op oorlog uit. Ja, Dawid, wat in die situasie is waarin hy heeltyd voel, dis tussen leuenaars en bedrieërs en mense wat vrede haat, en hy's 'n vreemdeling, en al wat hy soek, is, hy soek net 'n bietjie vrede. Kom ons, dan volgende slide is die kinders, nee. Ek sien nou my paar kinders, rustig was maar klaar hier voor gesit. Kom kindertjies, klein kindertjies. Kom ons sê allemaal tot graag weer nie te gaan. Ek kan nou weer opgeer. Dat ek mag jou nou weer, maar anders kan het nie werk. Kan ek vir julle nou opgeer? Vir die ander nog werk. Ja, die ander is nie werk. Goed, ek wil gewoon by julle kindertjies hoor. Mag een mens jok? Mag jy nie jok nie? Nee. Wat gebeur as een mens jok? Wat sê julle? Wat gebeur as een jok? Wat maak papa of mama as ons hulle gejok het? Hulle raas met ons, nee. Ja, jy mag nie jok nie. Wat as iemand jou jok, hoe voel jy? As jy iemand voel en hulle jok, hoe voel jy? Dit is nog sleg as iemand jou jok het. Nee, so alles iemand is wat jy maai vir iemand en dan jok hulle en dan kyk, hoekom jok iemand van my? Dit is nie lekker. Ja, ons moet nie. Jy moet die waarheid praat, net jok nie te jok nie, maar dat is jok. Dan maak jy iemand anders seer. En wat is dit, wie van julle is al, dat iemand wil sê, ek gaan vir jou ietsie gee, en dan kom dit af en dan gee dat iemand dit nie gedaan. Is julle al gesê, iemand wat beloof en sê, ek gaan vir jou ietsie gee, en dan gee dat nie jou ietsie. Maar hoe voel een mens dan? Nee, jy voel ek hier, kom ek het leer vertel, dit is woord, en my voel van, nou jy dan beloof, jy gaan vir my gee vir my niks. En ons moet weet, dat daar twee dinge wat nie is nie van nou, is wanneer ons jok, wanneer ons mense leer vertel, stories vertel wat nie waar is nie, en wanneer ons iets beloof, en ons doen dit. Die groot woord daarvoor is as iemand bedrieg. As iemand iets sê wat nie die waarheid is. Kijk, so, want nou gaan ons raas kry, en ons gaan pak kry, as ons die mense iets vertel wat nie die waarheid is. En dit is hetzelfde, hier is nou nie daar. En hy gaan ons straat, as ons die mense jok, en as mense vir ons. So kom ons vertel julle die waarheid. En die waarheid, en dat ek moet vertel vir die kinders, as jy altyd die waarheid praat, dan moet jy nooit vir ons aan doen.
Hoor julle wat dit beteken? Want as jy mos iemand gedoop het, moet jy mos onthou wat het jy gedoop en vir wie jy gedoop. Maar as jy die waarheid vertel, dan moet jy nog soeke waarheid. Want die waarheid lyk altyd dieselfde. Maar een leentjie, een dop, verander aan mekaar. Ja, staan julle. Verstaan jy? Wat lang ek oor is. De wereld baie dankie vir die voorraad wat ons nog weer saam kan weer kan begin met Sondagskool en weer kan begin met die kerk. De wereld baie dankie vir kindertjies wat vir u lief is en dit was u sê dat die kindertjies aan my gekom en moet hulle nie hinder nie. Here wil ons die kindertjies wat vandag hier is en ook die wat julle van Sondagskool na u toe bring. En ons wil vra dat ons kindertjies hierdie jaar sal seën. Dat hulle hierdie jaar sal beleef en sal ervaar hoe lief u vir hulle is en dat u by hulle is. Here, ek bid dat ons hierdie jaar ook sal beleef dat ons altyd in die teenwoordigheid is. Vader, en wanneer daar situaties kom waar ons kinders seer kry, dat iemand dalk nog, iemand dalk vertel wat die waarheid is, Here, dat ons altyd sal onthou, maar u hou van die waarheid. U hou nie daarvan dat ons jok nie, en u hou ook nie daarvan dat ons iets vir mense doen, maar ons doen dit met verkeerde redes. Here, hou ons kinders in die hand, seën ons kinders, en vul hulle met die liefde, in Jesus se naam. Amen. Maar ek was hier ook jou in die liefde. Jy weet, gaan gou vir my na die klankbord toe. Ctrl-Alt. Nee, Alt-Tab. Druk Alt-Tab. Dat ons net hierdie handing kan afkry. Druk net Alt-Tab gelijk. Jy druk Alt-Tab. Excuse, ek wil net hierdie klank vir die scroll kry. Alt-Tab. Dat is dan nieuw net al. Dank je. Ek vergeet wat ek sien en wat jy sien verskil. Goed. Hierdie week is week van gebed, waar ons bietjie by mekaar gaan kom en gaan saam bid en saam ook aan ons gebedsverhouding met die Here werk. En iets wat ons by Dawid leer, is wanneer Dawid bid, dan is hy eerlik met sy emosies. Dawid sê vir Here reguit hoe hy voel. Dawid kom nie met mooi woordjies of mooi gedagtes of hy moet nou spesifieke taal gebruik nie. As Dawid met die Here praat, dan praat hy sy hart uit met die Here. En dit is iets wat ek by Dawid leer, wat vir my, in my gebedslewe so baie beteken het van, jy kan met die Here enige tyd, enige iets praat, en jy kan vir hom sê as jy die hoenders in is, of jy kan vir hom sê as jy gelukkig is, of jy kan alles wat in jou hart aangaan, kan jy met die Here praat. En dit is iets wat Dawid vir ons kom leer. Wat ook al jou situasie is, praat met God die woorde wat in jou hart is. Gebed is om te weet dat God alreeds weet, en om te weet, maar ek kan met God praat, alles wat in my hart is. En Dawid is hier in 'n situasie waarin hy smag na vrede. Hy is in 'n plek waar daar's nie vrede nie, die mense wat saam met wie hy is in hierdie vreemde plek haat vrede. Hulle is vol leuns en hulle is vol bedrog.
Hy is op 'n plek waar hy nie wil wees nie. Hy voel ongemaklik hier, hy wil nie hier wees nie. Hy is 'n vreemdeling in 'n land waar hy ook nie wil wees nie. Maar in daai situasie weet Dawid een ding. Ek kan met God praat. Ek hoef nie net met God te praat wanneer ek happy voel en wanneer dit met my goed gaan en wanneer ek bly is en wanneer ek op 'n goeie geestelike vlak is nie. Ek kan met God praat wanneer ek in hierdie situasie is waarin ek ongelukkig is en ek is kwaad en ek voel net ek is hier tussen leenaars en bedrieërs en mense wat vrede haat, al wat hulle soek is oorlog. Hulle piek net heeltyd te fight. En dit is wat Dawid dan doen, as in hierdie situasie kom hy en hy sê, in my nood, in hierdie situasie, het ek na die Here te geroep, en hy het my gebed verhoor. En daarom moet ek en jy weet in elke situasie, in enige situasie waarin jy is, kan jy na God toe gaan, jy kan met God gaan praat, en hy sal jou gebed, sal hy hoor. Mens raak partykeer moeg en moedeloos om met mense om teen mense te beklei, teen mense wat leuns vertel en wat nie die waarheid verkondig nie en wat ander bedrieg en jouself bedrieg en jy raak naderhand moedeloos, jy weet nie naderhand nie meer wat moet jy doen nie, want mense glo baie keer die leuen meer as wat hulle die waarheid sal glo. So as jy vir mense sê, maar dis die waarheid, dan sal hulle, as iemand anders kom met 'n leentjie, dan weet nie hoekom werk mense so nie, maar hulle sal daai leentjie makliker glo as wat hulle die waarheid glo. En dis hierdie frustrasie wat Dawid beleef van hoe Here, ek soek net vrede, want dit help nie ek baklei teen hierdie mense nie. En hier in Dawid se hart is dat daar die leenaars wat leuns vertel en partykeer vertel mense leuns en hulle glo hulle self. En jy kan nie 'n persoon wat sy eie leuns glo oortuig hy is verkeerd nie. Hy gaan jou naderhand oortuig hy is reg. En hulle breek jou goedheid af, hulle breek jou mens wees af, want wat baie sleg is wanneer jy nie die inligting het nie en iemand vertel vir jou 'n leuen en jy aanvaar dit as die waarheid en jy tree daarvolgens op om uit te vind dis 'n leuen. Dis sleg. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Want jy glo mos, ons is naïef. Hoekom sal iemand vir my jok? Hoekom sal iemand vir my sê, maar hoor dit is so, en dan glo jy dit, want jy vertrou die persoon, dit is 'n persoon met integriteit, dit is iemand wat jy nogal glo, en dan handel jy daarvolgens, en dan vind jy uit, maar, nou is ek in die moeilikheid, want ek het altyd 'n leuen uitgeleef waar ek geglo het, is die waarheid, en dit is hierdie onvrede wat Dawid beleef, om te sê, maar, wat is nou die waarheid? Wat moet ek en wat moet ek nie? En waar moet ek wees? En dan die bedrieërs wat jou goedheid en jou mens wees en jou integriteit kom afbreek van elke keer as iemand jou bedrieg, dan voel jy net nog 'n bietjie afgebreek, net nog 'n bietjie van ek probeer so hard en dan word ek bedrieg, en ek probeer so die stryd en narrow loop, en dan voel ek naderhand, met moenie as 'n Christen wees nie, want jy word altyd bedrieg omdat jy 'n Christen is. En dit wat Dawid beleef, hy is hierdie kind van God, maar hy moet altyd beklei teen die leuns en teen die bedrog wat hy ervaar. En dan kom Dawid op 'n punt en hy sê, ek kan nie meer teen hierdie mense nie, hulle haat vrede. Want leuns en bedrog veroorsaak onvrede. Dit steel 'n mens se vrede van jou, wanneer jy agterkom, maar ek was belieg, of ek was bedrieg. En daarom moet ek en jy oppas, dat ons nie ook trap in die truk van om 'n leuen te vertel, of om
iemand te bedrieg nie. Want jy hoef nie altyd hierdie groot bedrogsake nie. Partykeer kan jy op 'n maklike manier iemand bedrieg, en daarvoor moet ons oppas. Wat doen leuns in ons lewens? Die Bybel, en veral Dawid, skryf baie oor leuns, hy in Salomo, in Spreuke en Psalms. Wat doen leuns? Leuns saai verwarring. Psalm 52 vers 6. Want wie glo jy en wie glo jy nie? Dit bring verwarring. Dit mislei mense, en dit breek vertroue. Dit is Spreuke 4 en Jeremia 9. Dit breek vertroue, want as jy iemand geglo het en kom agter maar was 'n leuen, dan gaan jy sukkel om daai persoon weer te vertrou, en dan die volgende persoon wonder jy of jy daai nog moet vertrou. So dit breek vertroue in mense. En dan as jy 'n regverdige mens wil wees, sê Spreuke 13, dan moet jy leuns haat, want leuns is onregverdig. Leuns veroorsaak onregverdige handeling. Want die waarheid is regverdig, leuns is onregverdig. En dan skryf Salomo in Spreuke 14, hy sê, die waarheid red lewens, en die leuns maak alles vals. Want oomblik as dit die leuns is, as dit die waarheid is, kan jy daarmee werk, jy kan dit hanteer, en jy kan, die waarheid maak seer, sê ons baie keer, nee. Maar die waarheid maak seer, en jy kan hanteer, en jy weet dis die waarheid, en jy kan iets omtrent doen. Maar leuns skep 'n valse lewe. Dit skep iets wat nie waar is nie. En as jy in leuns lewe, dan is jy heeltyd besig om 'n valse realiteit vir jouself te skep. Leuns maak dat mense nie meer geloofwaardig is nie. Ons het dit gesê, dit breek vertroue, dit maak dat mense nie meer geloofwaardig is nie. En die ergste is Jeremia 7 vers 8 en 9 wat sê, leuns vernietig jou verhouding met God. Want God is waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En leuns, jy kan mos nie hier kom leuns vertel en nou wil jy met God in 'n ware verhouding leef nie. En daarom, wanneer mense besig is met leuns, dan affekteer dit ons verhouding met God. Want as jy leuns vertel het, dan voel jy mos skuldig. Ons almal weet, as jy vir jou ma of jou pa of vir iemand 'n leuen vertel het, dan voel jy skuldig. En baie keer voel jy, ek wil nie weer daai persoon in die oë kyk nie, want jy nou vir daai persoon uit wat die waarheid is. So daar's 'n skuldgevoel heeltyd. En jy voel naderhand, maar ek weet nie meer hoe om op te tree nie. En dan doen dit is hoe dit met die Here is. Wanneer ons leuns vertel, dan breek dit hierdie verhouding met God, hierdie oopheid wat ons net na God toe kan gaan. En daarom is leuns is vernietigend. Leuns maak groot skade. En ons kan geestelike leuns vertel. Een van dit wat in Johannes 1 vers 10 vir ons sê is, wanneer ons sê, maar ek doen nie sonde nie. Dis een van die leuns geestelike leuns wat ons maklik vertel, om te sê, maar ek doen nie sonde, ek doen dan niks verkeerd nie. En dan sê Johannes vir ons, maar as jy dit sê, dan maak jy eintlik Jesus tot 'n leenaar, want hoekom het Jesus dan gesterf, as ek en jy nie sonde doen nie. En dan die volgende leuen is om te sê, ons ken Jesus, maar ons is nie bereid om sy gebooie uit te leef nie. Dit help nie, ek ken die Here nie, dit is wat Johannes 8 vers 55 vir ons sê, dit help nie, ek ken die Here, maar ek is nie bereid om dit te leef nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here, maar dan leef ek, sodat die hele wêreld kan wonder, maar hoor jy, daai persoon regtig 'n kind van die Here, dan is ek maar besig om met leuns. Want wat ek sê in my optrede is nie dieselfde nie.
So dis 'n geestelike leuen wat ons kan vertel. En dan kan ons in 1 Johannes 4 vers 20, en hier is harde woorde, ons kan nie sê ons het God lief, en dan haat ons broer of ons suster, wat ons kan sien. Jy kan nie sê ek is lief vir God, maar ek haat jou nie. En daarom moet ons versigtig wees vir geestelike leuens. En daarom moet ons ook seker maak dat ons nie 'n lewe van leuns lewe en onsself regverdig en sê maar dis reg, ek kan myself regverdig. En daarom is hierdie gedeelte gaan nou wel oor Dawid wat bid teen die ouens wat leenaars is, maar ek dink ons moet 'n bietjie in ons eie lewe gaan introspeksie doen en dit gaan seker maak, maar is ek nog in die waarheid? Leef ek nog die waarheid? Is ek op die regte pad? En dan bid Dawid ook teen bedrieërs. Bedrieërs kom so slange. Hulle kom met hierdie mooiste gesiggies en hierdie mooiste man botter sal hulle in hulle monde smelt en hulle approachable en dan kom hulle met sulke slinkse plannetjies en as jy weer sien dan is jy vasgetrek. 'n Bedrieër gaan nie voor jou kom staan en sê, "Hoor jy, ek is 'n bedrieër en dan gaan jou 'n bietjie in die moeilikheid laat beland nie." En dit is wat bedrieërs so moeilik maak, want dis iemand wat inkom en vertroue wen en saam met jou die lewe leef en wat die lewe lekker maak en as jy weer sien dan gebeur daar net goed. En dis wat Dawid sê, hy sê net, Here, dit is oorlog hier binne in my en dit want hierdie mense wat deel was van my lewe in hierdie vreemde land waarin ek is was goed en toe begin net allerhande dinge verkeerd loop. Wat 'n impak het bedrieërs op jou lewe? Handelinge 13 sê vir ons, 'n bedrieër is die vyand van alles wat reg is. Want 'n bedrieër doen mos verkeerde goed. So hy is die vyand van dit wat reg is. Hartseer is 1 Korintiërs 5 vers 11 sê vir ons dat 'n bedrieër is ook 'n vernietiger. Hy vernietig 'n gemeente en 'n gemeenskap van eenheid. Hy kom in en hy breek die eenheid wat daar in 'n gemeente is. Hy bedrieg die mense met woorde, met dade, met wat ook al, maar 'n bedrieër breek eenheid en breek gemeenskappe en gemeentes uitmekaar uit. Maar die Haggai 1 vat dit verder en sê vir ons, as ons God bedrieg, dan rus daar 'n vloek op jou. Hoor julle die ernstige saak van dit? As jy God bedrieg, as jy vir die Here sê, Here, ek gaan dit vir u doen, of Here, ek gaan so maak, of as jy met die Here ooreenkoms gemaak het vir watter Here ook al, of as jy vir die Here 'n belofte gemaak het en jy bedrieg hom, rus daar 'n vloek op jou. Jy kan nie sê, Here, ek sal hierdie doen. Ag, weet jy, nee, die Here dit tog nou nie meer nodig nie. Ek gaan maak die of daai. Dan rus daar 'n vloek op jou. Maar die goeie nuus is, Jakob was 'n bedrieër. Genesis 27, vers 36. Ons weet hy was 'n bedrieër, hy het sy broer bedrieg. En wat het gebeur? Dit sy hele gesin het mekaar uitgeskeur. Sy verhouding met sy pa, sy verhouding met sy ma, sy verhouding met sy broer se verhouding met sy ma, daai hele gesin is uit mekaar uitgeskeur as gevolg van een seun in die huis wat 'n bedrieër was. Maar die wonderlike is, toe Jakob tot inkeer kom daar by die Jabokfontein en hy daarso met die Here worstel en sê, maar ek weier om u weg te gaan voordat u my nie seën nie, want daar was 'n vloek op hom en hy het geweet hy moet die seën van die Here ontvang. En dis hoekom Dawid so beklei, Jakob, so beklei het om
om die seën te ontvang, want hy wil nie die vloek van die Here gehad het nie, hy wil die seën van die Here gehad het. En hy het geweet, ek wil nie meer die bedrieër wees nie, ek wil Israel wees. Die een wat uitgekies is deur God. En hierdie gedeelte van Jakob maak dit vir ons so, gee vir ons hoop om vir ons te sê, jy hoef nie vas te steek in jou verlede nie, jy hoef nie vas te steek in die dinge wat in jou lewe gebeur het nie. Jy kan by die Jabokrivier kom, jy kan met God worstel, jy kan sê, Here, ek wil nie die vloek hê nie, ek wil die seën hê. Verander my. Ek wil nie bekend staan as die bedrieër nie, ek wil bekend staan as Israel, die uitverkore van God. Ons lewe in 'n wêreld van leuns, ons lewe in 'n wêreld van bedrog. En die groot vyand van dit is natuurlik sosiale media, want daar is soveel leuns en soveel bedrog wat net aan ons glo dit net. Ons aanvaar dit nie. Ons toets dit nie meer aan die woord nie. As jy 'n tema gaan intik op Google, gaan jy opinies kry van allerlei kante af. En dis kom die Here vir ons sê, gaan toets dit aan die woord. Ons toets dit aan Google. Am I right? Ons toets alles aan Google. Maar Jesus sê, toets dit aan die woord. Google is nie altyd reg nie. En dan kom ons by die groot prentjie. Ek het nou gepraat van mense, maar agter alles, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die bose magte, kragte, geeste en identiteite van die lig. Ons beklei teen hulle, want hulle is die oorlogmakers wat ons verhouding met God wil vernietig en ons verhouding met mekaar wil vernietig, want leuns en bedrog vernietig. En Satan staan bekend as die vader van die leuns. Hy het van die begin af het hy gelieg, hy het vir Eva het hy gelieg. Hy het die waarheid snaaks vertel, hy het gesê, het God rarig gesê, julle mag nie? Ja, hy het. Ag, weet jy, dit was nou nie so erg. Want al wat sal gebeur is die volgende. En dit bedrog en leuns in een. Want hy bedrieg God en hy lieg vir Eva. En Eva, hy rarig. En sy glo. En Adam, in plaas van vir sy vrou te sê, nee, sê, hy rarig. En hy glo haar. En dit is wat Satan doen. Hy is die vader van die leuns. Hy weet, toe hy vir Jesus versoek het, het hy dit so fyn versoek, om vir hom te sê, ag weet jy, spring van die berg af, daar staan ons in die Bybel, die engele sal jou help, en jy sal nie jou voet stamp nie, ja, dan moet nou niks verkeerd met jou gebeur nie. Ja, dit staan in die Bybel, dit is die waarheid, dit is so. Dit is die waarheid, maar hy vertel hom, hy is besig om vir Jesus hier te bedrieg. Hy is besig om vir Jesus uit van die woord, van sy verhouding van sy vader af te probeer wegskeer. En toe sê Jesus vir hom, ja, dit staan in die Bybel, maar daar staan ook, jy moet nie die Here jou God op die proef stel. Moet nie God as prins gaan doen, om te kyk of gaan God dit doen nie. Satan is die vader van die leuen, Johannes 8 vers 44, en daar is geen waarheid in hom. Moenie eers die duiwel 'n bietjie vertrou nie. Daar is geen waarheid in hom. Hy kan lieg met 'n strydvuis. En ons moet oppas daarvoor. Ons moet op ons hoede wees. Want Satan wil die koninkryk van God vernietig. Dis wie hy is. Dis wat hy wil doen. En dan staan in 1 Johannes 2 vers 22 dat die grootste leuen wat Satan onder mense wil versprei, is om
nie Jesus te erken as die Messias, as die Christus nie. Want as mense Jesus erken as die verlosser, dan word hulle gered. Maar as hulle hom nie erken nie, dan is hulle verlore. En dis die leuen wat Satan wil versprei. En dan sê, in Johannes 2:22 sê dan vir ons, die mense wat nie glo dat Jesus die Christus is nie, is die antichrist. So ons hoef nie te wag vir die antichrist om eendag te kom nie, dis reeds hier. Want die wat nie glo dat Jesus die verlosser is nie, is die antichrist. Want wat is 'n antichrist? Ek is teen Christus. En dit word herhaal in 2 Johannes 1:7. Elkeen wat nie erken dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie, is die bedrieger of misleier of die antichrist. Ons hoef nie te wag dat die antichrist eendag gaan kom nie. Is klaar. En Satan is besig om die antichrist groter en groter en groter te maak deur Jesus se koningskap en sy heerskappy al hoe meer en meer af te breek. Ons stryd, ons oorlog, wat Dawid hierso sê, ek is moeg vir oorlog, want alles wat hulle doen is op oorlog, en dis wat Satan doen. Satan is altyd reg vir 'n fight. Hy's reg vir oorlog. Hy wil jou moeg maak, hy wil jou moedeloos maak, hy wil jou verhouding met die Here wil hy kom uitmekaar uitskeer, en hy sal enigiets probeer om jou verhouding met die Here skade te laat lei. En hy laat jou beklei, en hy maak ons moeg, want ons beklei teen mense. Ons beklei teen iemand wat iets aan my gedoen het, in plaas daarvan dat ons net ons fokus verander en net sê, in my nood het ek na die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Ek en jy moet ons fokus begin verander. En in daai situasie, in daai bekleierery met die hoofaanvoerder wat Satan homself is, ek kan nie 'n fight teen Satan wen nie. Maar Jesus het reeds. En daarom moet ek, wanneer ek agterkom dat hier is 'n fight, 'n bekleierery met Satan in die gang, met leuns en bedrog en wat ook al in jou lewe is, gaan na die een toe wat reeds die geveg oorwin het, en gaan vra vir die Here, Here, red my uit hierdie omstandighede uit. Here, help my. Wys my hoe. Gee vir my die riglyne. En dan Dawid is sommer nog reguit, en hy sê in Psalm 120 sê, Here, tref hulle met skerp pyle van 'n krygsman en met gloeiende kole. So hy is nie nog saggies met hulle nie. Hy sê nie, Here, laat hulle gevang word en in die tronk land nie. Hy sê, Here, laat hulle sommer verdelg word. En in Psalm 144 bid Dawid ook dat die Here sy hand van bo sal uittrek en hom moet bevry uit die magtige waters in die mag van vreemdelinge wie se woorde leuns en se drade bedrog is. So hy vra, Here, hou my net uit. Kry my net uit hierdie magtige waters, hierdie see wat besig is om my te verswelg. Want dis hoe hy voel. Hy voel almal is teen hom en hierdie vreemdelinge is besig om hom mal te maak. En hy vra, Here, lig my net uit met u magtige hand. Dawid het een begeerte, en dit is vrede. En ek dink van almal wat hier sit, het een begeerte, en dit is vrede. Ons wil net vrede hê. Ons wil net okay wees. Ons wil net ophou baklei. Ons wil net ophou worry, is dit die waarheid, of is dit alleen, of is die nou weer in om my te bedrieg, of wat is daai in sy hidden agenda, of wat. Ons wil net vrede hê, want dit is wie ons is. Ons wil lewe in vrede, ons wil vrede beleef, want Jesus sê ons, hy is die prins van vrede, en dan sê hy vir ons, maar julle is die vredemakers. En dan Dawid, wat hierdie groot man is, en so wonderlike verhouding met die Here gehad het, hy sê net, Here, gee net vir my vrede. Al wat ek nou nodig het, ek wil net vrede hê. En Dawid het baie
pertinent in sy gebed. Dawid, en dit is nog iets wat ek van Dawid hou in sy gebede. Dawid bid nie in die algemeen nie. Dawid bid spesifiek. Die Here, die leenaars, die bedrieërs, en die ouens wat vrede haat. Daai ouens, skiet hulle met pyle, gooi hulle met gloeiende kole. En Here, ek wil vrede hê. Dit is my behoefte, vrede. En ek en jy moet 'n bietjie leer om so te bid. Wat is die, ek wil nie sê wat is iets so op die tafel nie, maar wat is dit wat op hierdie stadium in jou hart rondkarring? Wat is op hierdie stadium dit wat jou vrede steel? Gaan skryf dit neer, Here, dit en dit en dit is op hierdie stadium besig om my mens wees en my vrede te steel. Here, en as ek kon, sou ek gevra dat u dit en dit moet doen. Maar eintlik met my grootste begeerte, geef my net vrede. En wanneer ons so gaan begin bid, dan bid ons aktief. Dan bid ons in 'n gesprek met die Here. Dan gaan ons na die Here toe en ons gaan praat met hom en ons praat dit wat in ons hart is. En dit is nie net 'n gebed nie, maar dan word dit 'n gesprek met God. In hierdie week van gebed gaan ons 'n bietjie kyk na volharding in gebed is gelyk aan volharding in geloof. En ons gaan ook 'n bietjie kyk na hoe laat ek toe dat die Gees my lei in gebed. En dat ons weer 'n bietjie net ons gebedslewe polish en tyd spandeer om net weer dit wat op ons hart draag, op ons hart is, om dit met God te kan praat. En ons moet op ons hoede wees. Kyk, dit nog my wonderlik wees, as ons hierdie week, elke aand, so baie mense in die kerk is, wat gebede bietjie wil afpolish. Ek weet dat baie redes om nie hier te wees nie. Maar, miskien moet ons net tyd maak, om bietjie by mekaar te kom en ons gebedlewe bietjie af te skuur en te politoer, sodat ons weer in ons verhouding met God op die regte pad kan kom. Dawid bid vir vrede. Ek dink as elke mens se begeerte is vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat oor ons gedagtes die wag hou. Vrede wat van God afkom. Dawid se raad aan ons is vers 1. In jou nood, gaan na God toe. Gaan praat met hom. Gaan roep tot hom. En hy sal jou gebed beantwoord. En hy sal daai begeerte, wat in hierdie geval is dit vrede, daai begeerte sal hy vir jou gee. Mag die Here elkeen van ons bewus maak van sy liefde vir ons en dat hy 'n verhouding met ons wil hê en dat ons sal tyd maak om met hom te praat oor dit wat in ons lewens aan die gang is. Kom ons bid saam. Here, Dawid het so reguit met u gepraat en partykeer dink ons moet reg voel om met u te praat of die omstandighede moet reg wees, Here, maar by Dawid leer ons dat ons net met u kan praat en dat ons eerlik kan wees oor ons emosies en ons gevoelens en oor dit wat ons pla en dat ons so Dawid net kan na u toe kan kom en sê, Here, in ons nood kom roep ons en ons kom vra, Here, dit en dit en dit is wat ons op hierdie stadium vir ons moeilik is. En dis ons begeerte. Dankie, Here, dat u ons ken. Dankie dat u in u volheid reeds weet wat ons nodig het. En dat ons net met u kan praat en dat u ons kan aanraak en ons gebed kan verhoor
en ons kan lei deur die Gees. Dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens, in Jesus se naam. Amen.